Ons buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie pragtige geleentheid wat ons het om uit u woord te leer, om te luister en te ervaar. Ons dankie Vader wat u uself altyd geopenbaar het, dat u woord nooit ledig teruggekeer het nie. Ons sê vir die baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek is baie bly en dankbaar dat ek weer saam met u kan kuier uit die woord van God. Die Here vestig ons aandag op die geskrewe woord van die Here en ek lees vir u in Jesaja 6. Lees ek vir u vers 1 en tot slot som die 8ste vers. Opskrif is Jesaja as profeet geroep. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang vanaf die altaar geneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Die kerngedagte van vanaand se boodskap vestig die Here ons aandag op die 4de vers. Ek lees dit weer vir u. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword tot sover. My liewe broer en suster in gehoor, vriend en belangstellende, terwyl ek hierdie God gegewe teks lees, is ek so bewus van die feit dat Jesaja was een van die profete wat 700 jaar voor Christus het hy die Messias sien kom, die verlosser, hy wat moes ly, sterwe, sodat ons gered kon word. En wanneer ek hierdie teks lees en hierdie skrewe, wat hy skryf aangaande Christus, wat deurgeskemer het, soveel honderde jare terug, voor die koms van Christus. As ek so van oordeel dat hy het besef die waarde van 'n siel. Hy het besef dat dit is van kardinale belang, van lewensbelang, dat siele tot die Here moet ingebring word. Laat mense eendag daar die heerlikheid kan beerwe. Hierdie teks praat baie diep met ons as 'n volk en as 'n nasie. Jesaja kry hierdie wonderlike gesig. En hy sê hy die Here sien sit op 'n verhewe troon. In 'n tempel
tempel en sy soeme het die hele tempel gevul en die troon van God en daardie tempel het vol rook geword. Serafs het bo hom gestaan, 2 het hulle met gevlieg, 2 het hulle voete bedek, 2 het hulle aangesigte bedek. En hy wat Jesaja toe hierdie magtige gesig sien in die tempel, hoor hy die gedruis van roepers. Mense wat roep na God. Mense wat nie ophou bid nie. Mense wat bewus is van die feit, laat gebed verander sake. Ja, die roepers het so gebid van so aard, laat die Bybel sê, laat die drempelpost het begin bewe, daar, dit lyk vir my, dit was 'n tipe voorloper van 'n aardbewing, wat sou plaasvind in daardie tempel, laat sy pilare wou wankel, weens roepers wat roep. Hy was so geskok wat hy gesien het, laat hy sê, wee my, ek is 'n man van onrein lippe, en ek woon onder 'n volk wat ook van onrein lippe is. Maar my oë het die Here van die leerskare gesien. Ek wil die Here dank vir hierdie pragtige gedagte. Laat iemand kan hierdie woorde uiter en hy sê, want my oë die Here, die God van die leerskare gesien. Hy het hom gesien in al sy heerlikheid. Hy het hom gesien in sy triomf. Hy het hom gesien in sy pragt. Hy het hom gesien hierdie soem. Ek wil die Here dank vir sy soem. Sien jy hy soem sou aanraak, sou daar iets wonderlik plaasvind met u vanaand. En hy gaan verder. Hy sê in een van die serafs het na my toe gevlieg. En toe hy na my vlieg, toe gaan hy na die altaar van God, waar die koolvuur is, en hy neem 'n tang, en hy neem een van daai gloeiende kole in die tang, en hy vlieg na Jesaja toe, en hy raak sy mond aan, met 'n koolvuur vanaf die altaar van God, en hy sê vir hom, dat het jou lippe aangeraak, jou sonde is vir jou vergewe. Is dit nie wonderlike woorde om te hoor dat jou sonde is vir jou vergewe, jou lippe is aangeraak, u het vry geraak, God het jou groot genade bewys. Ek wil die Here dank wanneer God groot genade bewys aan die mens. Jesaja was so verslae, toe hy die verskriklike seraf sien, soos ek vir u so pas gesê het. 2 vlerke vlieg hy met. 2 vlerke bedek hy sy voete. En 2 vlerke sy aangesig. Wat 'n indrukwekkende ontmoeting. Ek glo dat hy was so geïnspireer. Laat hy het gevoel, ek is in staat tot alles. As ek so God aanbid, wat homself so kragtig aan my geopenbaar het, sal ek definitief kan deurgaan, hierdie magtige werk wat hy nou in my siel begin het, as ek in staat om deur te gaan, al die dae van my lewe. Hy hoor die stem verder, ek dank God vir hierdie kragtige ontmoeting, hy hoor die stem wat sê, wie sal vir ons, wie sal ons stuur? Maar toe hy dit hoor, toe sy lippe is aangeraak met die koolvure van God van na die altare, hy het spraak vermoë, mense te bereik, hy het moed om aan te gaan, hy het gevoel, niks sal voor my staan nie, stuur my o God, ek sal gaan. Dit is so wonderlik, wanneer ek sien, wanneer jong predikante, ongeag omstandighede na dorpe gaan, waar daar nie moontlik groot inkomstes is, of werksaangeleenthede nie, maar daar is siele, dan sien jy dat daar die man, hy sê, God het my gestuur, ek sal gaan, en ons sien, die eindresultaat van daardie mense,
Die Here seën hulle. Hy dra vir hulle deur, hy openbaar homself aan hulle. En wanneer hierdie jong manne begin op die woord van God bedien, dan kan ons verslae staan om te sien en te hoor die kragtige beweging, die kragtige hand van God wat deur daardie mense opereer. Ons sien dat hulle is in staat om die woord en die evangelie kragtig uit te dra. Jesaja, die profeet van God, bring die blye boodskap en hy het dit dadelik laat verstaan. Daar is oorwinning voor. Hy laat dadelik verstaan hoe hy geslaan en gemartel was. Soos die Engelsman sê, by his stripes we are healed. Toe sy rug geslaan is, laat dit soos 'n paplewer was en teen daardie kruishout vasgenaal was. Hy het dit gesien en ervaar, het hy geweet, God kan gesond maak. Ek glo elkeen wat hier luister, hoor en verstaan, dat hy is 'n ewige God. En hy kan situasies verander. Hy kan genees. Hy kan doop met sy Heilige Gees. Hy kan homself toon as die waaragtige God. Wie sal ek stuur? Baie mense is geroep en hulle sien nie kans nie. Die Here gee hulle die geleentheid. En hulle laat hierdie pragtige geleentheid deur hulle vingers gly. Maar ek wil u vandag sê, as u 'n behoefte en 'n begeerte het om vir God te werk, bid die Here laat hy u aanraak. Bid die Here laat hy u salf. Bid die Here laat hy die krag en genade en die moed sal gee. Dis nie die uiterlike vertoning wat die sukses maak nie. Maar as hy wat bid. En ek wil terugkom na die roepers. Die roepers wat so bid. U weet, ek het 'n ou moeder, toe ek aan huis daar was in die aand, het jy wakker geword met hierdie geluid van roep. Jy het gehoor, Here, daar is my seun, daar is my dogter, Here, daar is die kerk, daar is die gemeente, die roepers wat saam staan, die roepers, God sy dank as 'n mens by gemeentes kom, en u stap daarin, in 'n atmosfeer waar mense besig is om te bid. My gedagte gaan terug, in die jare, toe ek tot redding gekom het, was dit die wonderlikste ervaring, om in die huis van die Here in te stap. Mense het nie reguit na hulle sitplekke toe gegaan nie, hoegenaamd nie. Hulle het op hulle knieë geval, en hulle het begin roep na God toe, laat hierdie diens 'n groot sukses sal wees. Hulle bid na God toe, laat die prediker se deurslag kan hê. Hulle bid na God toe, laat siele gered sal word. En dan sien ons, laat die resultate is van so 'n aard. Laat 'n mens staan verslae. Mense wat jare sê, ek sal die Here dien nie, en ek wil die Here nie dien nie. Weens die geluid van die roepers. Wanneer hulle saam staan en bid, dan gebeur wonderlike werke. Ek dink jare terug, aan hierdie pragtige geleentheid verskoon, waar 'n suster kanker gekry het. En jy weet, wanneer 'n mens hoor, laat u daai monster van 'n siekte het, dan dis normaal om vreesagtig te wees. Dis normaal om bang te raak. Maar wanneer ek hierdie teks lees en ek sien die vermoëns van God, die grootheid van God, en ek sien wat Jesaja van praat, dan kan 'n mens sê, daar is hoop by Christus. Wanneer as 'n mens Christus het, is daar hoop. As daar lewe is daar hoop. Hierdie tannie, toe sy hoor sy kanker, het sy elke dag onder 'n boom gaan sit in haar yard. Arme mense kon nie bediendes bekostig nie, glad nie vermoënd nie. Maar sy het haar elke dag gaan verneder. Hierdie vrou het haar so verneder. Sy het elke dag, wanneer sy die stoof skoon gemaak het sy die as nie in die asblik gegooi nie, maar sy het die as onder daai boom gegooi. Dit het naam vir haar 'n mat geword, wat sy opgebid het.
elke dag het sy gaan bid. Jy weet, het is baie maklik om te praat as 'n mens nie daardie siekte het nie. Het is baie maklik om kommentaar te lewe. Het is baie maklik om te gesê, het jy gehoor, daai ou, daai kwaal, of daai ene, daai. Maar my liewe broer en suster, vriend, wanneer daardie kwaal na u huis toe kom, dan word die bordjies verhang. Dan vind u uit, my God, as ek maar eerder minder gepraat het en vir ander gebid het. Nietemin hierdie vrou, sy het so baie gebid. Sy het so na God toe geroep. Jy weet, daar's gebed en gebed. Partykeer bid 'n mens en 'n bid hier, dan dink jy, wat dink die mense van my gebed? Hoe ontleed hulle hierdie gebed? Wat dink hulle van hierdie gebed? 'n Mens probeer mooi woorde bid om mense te imponeer en dit, maar ek wil nie sê 'n verragtige, ware gebed na God se troon toe. Het nie 'n saak wat mense dink nie. Jou hulp kom van bo. Wanneer ander jou nie kan help nie, kan God jou help. En jy weet, daardie vrou, daardie suster in daai kerk, sy het na 30 dae en langer, het sy ook gevas aan haar siekte. Jy weet, my broer en suster, daar's mense wat amper nie 'n uur sonder kos kan gaan nie, net weens gewoonte. Ek praat nie weens siekteomstandighede nie, weens gewoonte. Hierdie bejaarde dame daar gesit. Sy weet as haar God alleen wat haar kan help. Sy weet as haar verlosser. Sy weet as God haar nie help nie, waar sal sy hulp kry? En op 'n dag het sy weer daar gesit en roep na God toe. En die getuienis gaan uit dat sy beginne hoes. En sy hoes. En sy kry die verskriklike kriewel in die keel. Jy weet, kry mos daai tipe irritasie wat nie gestil kan word nie. En met permissie gesê, voel sy iets in haar mond. En sy het gedink, is dit 'n stuk van my mangels, of wat ek nou stukken gehoes het, want die irritasie was kwaai. Met permissie toe sy dit so uit haar mond uittrek. Toe trek sy hierdie monster uit haar mond uit, weens die roepers en die gebed aan haar toewyding aan God, het sy die grootste oorwinning behaal. Volmaak gesond geword, jare daar nog gelewe, met die getuienis dat die roepers wat roep. En ek wil u dit sê, God salf u, as u die werk van die Here wil doen, sê vir hom, Here, hier is ek, stuur my. En ek wil u dit sê, ons lewe in 'n baie moderne tyd, en medisyne het gevorder, maar ek wil God dank vir hulle, en ons is dankbaar vir die dokters, maar daar is ook 'n groot geneesheer, Jesus Christus, wat ook kan help. God sy dank daarvoor. Ag, ek dankie, ek kuier lekker met julle. Dis aangenaam om so met julle te praat. Maak my dink aan een van ons predikers. Hy is nou oorlede. Maar hierdie getuienis wil ek vir u noem. Ek was in die diens toe hy dit nou getuig. En dit het so diep met my gepraat. 'n Ou pastoor van Vuren. Hy het hierdie verskriklike bose kanker hier agter sy oor gehad. En ek kan vir myself dink, wanneer die optree as 'n prediker, is nie 'n mens se klere om daar te staan en preek. Jy weet die mense, jy weet maar hoe is die lewe. Klein foutjies sien almal raak. Het hy hierdie verskriklike kanker hier agter sy ore. Maar ek dank God vir die kerk van Christus. Ek dank God vir mense wat moed het. Ek dank die Here vir mense wat nie moedeloos word nie, en wat ook nie gaan op simptome nie. Hulle het saamgestaan. En op vele kere het die roepers geroep. Die roepers, hulle wat roep na God se troon. En hulle het gesê, Here my God, help en dra deur. Hierdie mooie dag, een van die pastore daar gestaan. Hy was besig om te preek uit hierdie pragtige evangelie uit.
En pastoor van Vuren het ook daar gesit. Hierdie Bybelboek, ek sê altyd vir die mense, hy is donker buitekant. Maar sodra hy hom oopmaak, kan sien jy hy's lig. Hierdie predikant is besig om te preek. Ou pastoor van Vuren sê, en toe die pastoor nog so bid, toe is God besig om te luister na die roepers. En die engel van God bring die goue kom voor die troon van God. En die roeper se hulp geroep, het voor die Here opgegaan. 'n rook, 'n aangename geur het opgetrek. En ou broer van Vuren sê, terwyl hulle so preek, kry hierdie gejukker hy net een krap gegee oor sy oor. Toe val hierdie bose kanker uit agter sy oor uit, volkome genees. Kan die ding die blydskap in daardie vergadering, kan die ding daardie oorwinning wat daai man gehad het, kan die ding die waardering wat hy gehad het vir die roepers, kan die ding hoe was hy dankbaar teenoor God, wat die geneesheer is, die verlosser van die hemel, van die aarde. Ek weet nie, maar ek hoop dat ek inspireer u vandag, laat u 'n roeper begin raak. Ons is besig met baie sake, ons kan met die kerk besig wees, ons kan met baie kursusse besig wees, ons kan met baie kampe besig wees, maar ek wil u iets sê vandag, as die roepers gaan begin saam staan, gaan God homself openbaar. Die tyd is verstreke, maar ek wil gou iets noem, laat apostel Petrus toe hy in die tronk was, het die roepers saam gestaan, en God het hulle hom daar uitgelei. Toe apostel Paulus in die tronk is, het die roepers na God toe gebid en gesê, o Here, asseblief, help hom, dra vir hom deur. Die roepers roep na God toe, ongeag die omstandighede, ongeag, en hulle sê Here, en toe die apostel daar by die deur in die nag klop, en daar die vroukie Roda, toe sy hoor, dit is die apostel, toe sê hy is uit die tronk uit, toe sê hulle, is jy van jou verstand af? Hulle sê nee, dit is seker sy gees. Ek dank die Here. Gebed kan sake verander. Ek bid die Here laat elkeen wat my hoor in die Republiek van Suid-Afrika, dit is die geheim van die Godheid. My broer en suster, ek noem dit weer. Die geheim van die Godheid, en die sleutel van die Godheid, en die sleutel om die guns van God te kry, as roep na God, en daarin ek sluit met die woorde, en die drempelposte het gebewe weens die geluid van die roepers. O, ek wil God dank, die grootste herlewing kan plaasvind, weens die roepers wat roep. Ek bid die Here waar hy is, laat hy nou van die stoel af opstaan, of waar hy sit in die lewe, of waar dit is in 'n hospitaal, as hy die vermoë het, of by die huis, steek die hand in die lug en sê, o God, ek sluit aan by die roepers, so laat God homself kan openbaar, laat die Here wonderwerke kan doen, en homself toon, as die waaragtige God wat lewe. Sê vir die Here baie dankie, vir sy onfeilbare woord. Sê vir die Here dankie, laat ek ook 'n deelname kan hê, aan hierdie pragtige belofte. Hulle wat bid sal ontvang, hulle wat klop sal veroopgemaak word, maar julle moet my eer. God sy dank daarvoor. Mag die Here hierdie woord seën tot u harte. Amen. Ons bid saam. Ons sê baie dankie vir die onfeilbare woord. Here, baie dankie dat u ons krag en genade gee. Laat u ons die lus en ywer sal gee om bidders te word, mekaar te ondersteun, mekaar op te bou en mekaar te help. En ons sal oortuig wees en bewus wees van die feit dat magtige getuies sal gebore word. Sê vir u baie dankie daarvoor.